Goeiemôre gemeente, baie welkom by hierdie diens op hierdie Sondagmôre die 17de Mei. Mag die Here vir ons seën en baie welkom aan die kinders ook en aan die jong mense wat ook ingeskakel is, wat luister en kyk na hierdie digitale diens. Ons het 'n baie mooi lied nou gesing, 'n lied wat sê, U is die lig wat in die donker skyn. Is dit nie pragtige woorde nie? Mag ons ervaar dat die Here ook vandag ons lig is. Dat hy die son is wat nooit sak nie, al sak die son in die weste, is hy die son wat permanent skyn in ons lewens, en hy verdryf die duisternis, en hy bring saam met hom sy warmte en liefde. Mag jy dit so ervaar, ook vanmôre by hierdie diens, hierdie Sondagoggend. Ons gaan hierdie donderdag begin met ons Pinksterreeks, so baie welkom om by ons in te skakel hierdie donderdag. Om 6:30 gaan ons begin met 'n reeks oor familiegewoontes en ons gaan kyk na 'n paar interessante gewoontes wat ons as families, geestelike families, as gesinne kan beoefen, maar ook as individue, want dit is ook bedoel vir elkeen van ons as individue. So moenie dit vergeet nie. Onthou ook ons Pinksteroffer. Hierdie tyd is nou die tyd van ons groot Pinksteroffer met die hoogtepunt op Pinkster Sondag, die 31ste. So dink aan ons gemeente se geestelike bediening, dink ook aan ons finansies, en as jy graag 'n bydrae wil maak, is jy baie welkom om dit te doen. Ons sal vanmôre ook tydens die opneem van die kollektes vir jou geleentheid gee met al die detail daaraan verbonde, dat jy dalk ook 'n betaling sal doen as 'n wyse van dank teenoor die Here, net as 'n offergawe ook later in die diens. Dankie dat julle vir ons laat weet wat daar nood is. En ons is so dankbaar oor lidmate wat reageer en wat vir ons help met kospakkies ensovoorts, en ons wil dit nog steeds doen, ook in hierdie moeilike tyd. So as daar enige nood by jou is, of enige behoefte, laat vir ons weet, sê vir ons daarvan, ons is hier vir mekaar, en ons wil mekaar ook help op so 'n wyse, sodat ons as familie van Christus ook mekaar kan dien op so 'n wyse. So laat vir ons weet, indien daar enige nood of enige behoeftes is. Mag die Here vir ons ook nou by die hand vat met hierdie diens en vir ons begelei en vir ons gee wat ons nodig het, dit wat ons harte begeer, ook vandag. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dankie dat U vir ons soveel lig bring in hierdie omstandighede. Dankie dat ons met mekaar kan praat op so 'n wyse, hier vanuit die kerk, en dat ons in ons sitkamers kan sit, of waar ook al, in ons kamers, om te kyk en te luister en te ervaar. En dat ons so die gemeenskaplike geloof kan bely, en so kan hande vat in die geloof, en Here kan ervaar, ons is deel van een groot familie, U wat ons Vader is, en Jesus, die oudste broer van hierdie familie, en die Heilige Gees, wat uitgestort is om by ons te kom bly. Dankie God drie enig, dat U saam met ons is nou, en dat U die begin is ook van hierdie erediens, en dat U woord aan ons kom oopmaak, sodat ons daaruit kan leef, en dit in ons hart kan ervaar. Dankie dat ons behoeftes ook voor U kan neersit, en kan weet U is hier vir ons in hierdie tyd. So Here, kom seën hierdie diens. Dankie dat U die begin en die voortsetting en die volëinding van hierdie diens is. En Here, aan U al die eer en al die lof en al die aanbidding van ons harte. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy stap saam met ons. Hy is ons getroue leidsman. Hy is die volëinder van ons geloof. Hy is die goeie herder wat saam met jou stap deur elke tyd en ook baie spesiaal in hierdie tyd. So mag die Here vir jou seën ook in hierdie diens. Kom ons maak ons harte oop sodat hy ook met ons 'n baie spesiale pad kan loop. Ons wil nou graag vir my geleentheid gee om bietjie met julle te gesels, met die kinders te praat. So ek wil vra dat die kinders so lank by mekaar sal kom en dat julle oortjies mooi sal spits, want sy gaan bietjie met julle gesels. Maar ons gaan nou eers 'n kinderlied sing, 'n baie mooi kinderlied wat iets vertel van ek en my huis. Ons gaan die Here dien, die pappa en die mamma en ons almal wat in daai huis bly, ons gaan die Here dien, so ons gaan dit nou lekker saam sing. Dis dalk nie so 'n bekende liedjie nie, maar dis 'n baie maklike liedjie. Julle kan sommer vinnig die melodie kry. So ons gaan hierdie kinderlied nou lekker saam sing.
En dan gaan ons vir hulle my kansie gee om met julle te gesels op 'n praktiese wyse. En nadat hulle my klaar gesels het, gaan ons nog 'n lied sing as ek die hemel aanskou. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Wat sê die papas? Ons sal die Here dien. Wat sê die mamas? Ons sal die Here dien. Wat sê die kinders? Ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Wat sê die skoolhoof? Ons sal die Here dien. Wat sê die juffrouens? Ons sal die Here dien. Wat sê die kinders? Ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Wat sê die seuns? Ons sal die Here dien. Wat sê die meisies? Ons sal die Here dien. Wat sê al die kinders? Ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Goeiemôre al my lieflike kinders. Ek so bly ek het weer 'n bietjie met julle kontak en dat ek met julle ietsie kan doen. So vandag gaan ek met julle 'n bietjie paar eksperimente doen om vir julle te wys en dat julle beter kan verstaan hoe die Heilige Gees is. So partykeer raak ons dik idee mekaar van wie Jesus, die Heilige Gees en God is. Want ons dien tog een God, maar hy het 3 verskillende dele wat uit hom uitgaan. So vandag wat ek gaan doen, is ek gaan hierdie pomele sny sodat julle beter kan verstaan. Hierdie is iets wat my ma vir my geleer het toe ek nog 'n klein dogtertjie was. Ek was omtrent so groot soos wat julle nou is. So as jy die pomele sny, dan het jy nou 2 dele. So hierdie is God en hierdie is Jesus. En toe Jesus opgevaar het na die hemel, het hy vir ons nog 'n deel van hom gegee. Hy het vir ons die deel van die Heilige Gees gegee. So as julle kyk, dan sien julle hierdie is die Heilige Gees en hierdie is Jesus. En as jy dit bymekaar sit, net in die regte volgorde, as jy dit bymekaar sit en jy sit God by, dan het ons een volle pomelo. Maar sien julle uit 3 aspekte. So nou is baie keer die groot vraag, hoe kan ek die Heilige Gees beter verstaan? Nou ek dit sien is die Heilige Gees beskerm jou. Hy omvou jou. Hy bly hier diep binne in jou hart. En nou gaan ek vir julle verduidelik hoe dit ook kan werk as jy die Heilige Gees in jou lewe het. So hierdie is gewone water en hierdie water is seep binne-in. So eerste wat ons gaan doen is ons gaan die gewone water binne in die bakkie gooi. En dan wat ek volgende gaan doen is ek gaan peper vat. Hierdie is sommer die peper uit my eie huis uit. So ek gaan peper vat en dan gaan ek peper, sien jy lekker baie peper binne in die bakkie gooi. Nou wanneer ons die Heilige Gees in ons het en by ons het en as hy ons omvou, dan is dit soos wanneer jy jou vinger in hierdie seep druk, net 'n bietjie lekker jou vinger in hierdie seep druk en dan in die peper druk. Sien julle? Daar's geen peper wat aan jou vinger vasklou nie. Maar wanneer jy nie die Heilige Gees binne in jou hart het wat jou omvou nie, dan is dit soos wanneer jy nou hierdie seep afvee en net jou vinger binne in die peper indruk. En sien julle, dis die peper wat vasklou
aan jou vinger. Dan wil ek vir julle nog net 'n klein dingetjie byvertel wat soos in my hart is. As jy net 'n vonk het van vuur, dan gaan hy meeste van die tyd net doodgaan. Maar sodra jy wind oor hierdie vonk stuur, dan gaan dit 'n vuur maak en dit gaan brand en dit gaan groot gaan. En dis presies dieselfde met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is soos 'n vonkie in ons hart wat geblaas word deur Jesus en vloei reg oor die hele wêreld. Hy kom en hy versterk jou, hy lei jou en hy hou jou op die regte pad sodat jy God en Jesus beter kan dien. Die hemel aanskou, die werke van die vingers, maar die sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan dat nie aan hom dink? Wat is die mens dan dat nie na hom sien? Die laat ons eers oor die werk, die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan dat die aan hom dink? Wat is die mens dan dat die na hom sien? Oor hier ons sien, hoe wonderbaar die naam, oor hier ons sien. Jy Vader roep sy naam, hoe hier ons sien. Hoe wonderbaar die naam, hoe hier ons sien. Jy Vader roep sy naam. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, maar die sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan dat nie aan hom dink? Wat is die mens dan dat nie na hom sien? Die laat ons eers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan dat nie aan hom dink? Wat is die mens dan dat nie na hom sien? Oor hier ons sien, hoe wonderbaar die naam, oor hier ons sien. Jy Vader roep sy naam, hoe hier ons sien. Hoe wonderbaar die naam, hoe hier ons sien. Jy Vader roep sy naam. Ons roep die naam. Ons roep die naam. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, hierdie is wonderlike oomblikke waar ons in afwagting is van dit wat U vir ons wil sê, ook in hierdie tyd. En dankie dat ons die woord kan oopmaak, die woord wat vir ons lewe bring. Here, dankie dat hierdie nie dooie woorde is nie, maar lewende woorde wat lewend gemaak word in ons harte deur die Gees, dat ons ook tot geloofsdade kan oorgaan in ons gedagtes, woorde en dade. Kom seën ons nou as ons saam gaan lees uit hierdie gedeelte. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees saam uit Johannes 20. Johannes 20 vanaf vers 19 tot 23. Hierdie baie interessante gebeure. Vers 19. Daardie sonnige aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle.
Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sonde vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Ons gaan net tot sover lees. Gemeente, op Nuwejaarsdag in Pasadena, Kalifornië, in Amerika, is dit 'n groot geleentheid. Dis die groot fees van die blomme. Hulle noem dit the Tournament of the Roses. So hierdie titel van die fees sê al klaar, dit gaan oor blomme en oor rose. En mense kom van heinde en ver, in hulle massas, sak hulle af op Pasadena, om hierdie spektakel te sien, want dit is vlot op vlot, wat die mooiste blomme, versierings het, ensovoorts, en die mense is al langs die strate, en dit is 'n wonderlike geleentheid om fees te vier. Nou, een Nuwejaarsdag, toe hierdie fees aan die gang was, en die prosesie nou mooi aan die gang was, toe is daar een van hierdie vlotte, wat begin ruk, en hy kom tot stilstand. Want weet julle wat het gebeur? Sy petrol het opgeraak. So daar was baie rooi gesigte gewees, want hierdie hele prosesie het nou tot 'n einde gekom, en almal staan nou en wag nou wat gaan volgende gebeur. Totdat iemand met 'n kannetjie petrol opgedaag het. En die ironie van die saak was, is dat hierdie vlot is toegeborg deur een van die grootste oliemaatskappye in Amerika, naamlik Standard Oil. So, ten spyte van die feit dat hierdie groot oliemaatskappy hierdie vlot geborg het, was daar vanweë swak kommunikasie, vanweë swak beplanning, swak voorbereiding, was daar nie genoeg petrol in hierdie vlot nie. Is dit nie 'n snaakse situasie nie? En dit het my nou laat dink aan my en jou, ons wat nou al so ver gevorder het met die inperking. Hoe gaan dit met my en jou? Voel jy dalk vanmôre asof die karretjie gaan staan het, en asof jou petrol opgeraak het? Voel jy dalk vanmôre opgestres, en klaar, en moeg, en uitgeput, en oorlaai? Voel jy dalk vanmôre gedaan en poegaai? Voel jy asof jy aan die einde van jou kragte gekom het? Ons voel nogal so. Ons raak moedeloos in hierdie tyd. Kyk, daai eerste 2-3 weke het dit alles baie goed gegaan. En ons het ook verstaan hoekom dit nou moet gebeur, en ons het die president ondersteun, en ons het geweet, maar ons gaan hierdie ding in die naam van die Here aanpak, en in die krag van die Here, en ons gaan alles insit om hiervan 'n groot sukses te maak, en ons gaan vasbyt, en ons gaan die geloof en die moed behou. En ons het regtig baie goed gevaar in daai eerste paar weke. Maar nou op hierdie stadium lyk dit asof die dinge so 'n bietjie wil uitrafel. Asof ons nou worstel met ons eie ou bietjie beperkte bronne van kragte. Asof hierdie ou karretjie nou al wil gaan staan. Asof die petrol nou so 'n bietjie opgeraak het. En ons probeer hierdie metode en ons probeer daai metode, allerlei metodes om net so 'n bietjie net aan die gang te bly, en ons stoot en ons trek en ons sleep en ons drink 'n pilletjie hier. Mense reageer verskillend in hierdie tyd. Party mense kan nie slaap nie, party mense kan nie ophou slaap nie. En so reageer ons almal baie verskillend, maar partykeer is dit net asof hierdie ding net vir ons te veel raak. En so is ek nou besig met my eie konkoksie, en ek meng hom so bietjie met my eie bietjie kragte, en baie gou kom ek agter, maar ek het nie krag nie. En ek voel ek kan nie meer aangaan met hierdie hele situasie nie. En dit, terwyl daar so baie olie beskikbaar is. Terwyl daar 'n hele reserve van petrol beskikbaar is. Die lewende water is hier. Want ons Vader, hy is die ryk Vader van 'n ryk oliebron, die grootste en die rykste en die wonderlikste oliebron wat beskikbaar is. Daar is genoeg petrol om van te lewe. Ons kan praat van super standard oil wat beskikbaar is
vir jou en vir my ook in hierdie tyd. En dalk het Pinkstertyd nou betyds vir ons gekom, sodat ons kan onthou en dit ons kan herinner dat hierdie bron is beskikbaar. Die Heilige Gees is beskikbaar vir jou en vir my, ook in hierdie tyd waar ek voel ek kom aan die einde van myself. Ek en jy wat nou so sukkel in hierdie situasie. Wat wil Pinkster vir ons sê? Wanneer ek aan die einde kom van myself, van my eie kragte, kom ek aan die begin van God se krag. En dit is waar God ons wil hê. Dit is waar ek elke dag moet wees. Aan die begin van God se reserves. Dit is beskikbaar vir my en vir jou. Dis 'n onuitputlike bron. Dis 'n bron wat altyd daar vir jou en vir my sal wees. En ek wil 'n bietjie met jou praat oor hierdie bron. Weet jy, dit was tot ons voordeel dat Jesus opgevaar het na die hemel. Want hy het sy werk gaan voortsit in die hemel. En wat doen hy in die hemel? Dit is nie asof hy ledig in die hemel is nie. Nee, hy het baie werk om te doen. Hy tree vir ons in by die Vader. Hy bid vir ons, daar by die regterkant van die troon. En hy's besig om vir ons plek voor te berei in die hemel, sodat as ons eendag oorgaan na die ander kant, dat ons ons hemelse woonplek in besit kan neem. En hy's besig om voor te berei vir die groot bruilof aan die einde van die tyd. Hy's besig om uitnodigingskaartjies uit te stuur, om mense te nooi na die groot bruilof aan die einde van die tyd. Maar hy het ook die Heilige Gees gestuur na die aarde toe. Want as Jesus nie opgevaar het na die hemel nie, sou die Gees nie gekom het nie. Want jy sien, Jesus kan nie oral wees na sy menslike gedaante nie. Jesus kan net op een plek wees, na sy menslikheid, en daar is hy nou in die hemel, na sy menslikheid. Maar na sy goddelikheid, en deur sy Gees, is hy oral teenwoordig, en is sy Gees uitgestort op die aarde, en is hy teenwoordig by elke gelowige, en is hy teenwoordig by elke gemeente van die Here Jesus Christus. Hy is hier op die aarde, hier by ons. En Jesus, hy het beloof, hy het gesê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees, in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. En daai Griekse woordjie vir krag, dis dynamis. Julle sal dynamis ontvang, wanneer die Gees oor julle kom. Julle sal dinamiet ontvang, wanneer die Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. In Johannes 14 het Jesus vir sy disippels beloof dat as die Gees kom, sal julle nog groter dinge doen as wat ek gedoen het. En dit het net so gebeur op Pinksterdag. Kom daar 3000 mense tot bekering. Hulle ontvang hierdie nuwe lewe in Christus. Hulle lewens het radikaal verander. Hierdie klompie disippels het wonderlike dinge gedoen in die naam van Jesus. Hulle het groter dinge gedoen as wat Jesus self gedoen het. So Jesus het geweet, hulle sou dit nooit op hulle eie kon doen nie. Hulle sou dit nooit in hulle eie krag kon bereik het nie. Hulle het die krag, die dynamis van die Heilige Gees nodig. En daarom is die Heilige Gees uitgestort op hulle. Die Gees moes hulle lei, die Gees moes hulle inspireer, die Gees moes hulle help. Nou het ons hierdie gedeelte gelees in Johannes 20. En kyk in watter situasie is hulle. Kyk 'n bietjie na die mentaliteit van hierdie klompie disippels in Johannes 20 na Jesus se dood. Ons kry hulle hierso waar hulle wegkruip. Hulle die mentaliteit van verloorders. Ons is verloorders. Hulle het heeltemal vergeet van Jesus se belofte dat hy gaan opstaan uit die dood, dat hy gaan terugkeer. Nee, hulle is 'n klomp verloorders. Hulle die mentaliteit van geslotenheid, want hulle is agter slot en grendel. Hulle is nie net agter slot en grendel nie, hulle het ook binnekant geslote geraak. Hulle het toegeslaan, hulle het toegeklap, hulle het weggekruip, verward, onseker, geslote. En dit is natuurlik 'n gevaar vir ons in hierdie tyd ook. Ons is nou ook in inperking, en ons verwag dat ons nou gaan na fase 3 toe, wat miskien 'n bietjie beter gaan wees. Maar nou is ons swaalf deel van hierdie inperking, maar dit kan gebeur dat ek binnekant ook toemaak en toeklap en toeslaan, en dat ek dit hier vir myself hou, dat ek nie praat oor dit wat die binnekant in my gedagtes en my emosies woed nie. En dit is 'n baie moeilike situasie om te wees. En dit is die situasie waarin hulle was. Hulle het hierdie mentaliteit van geslotenheid gehad. Was hulle ook gefokus op hulle omstandighede, baie gefokus op dit wat rondom hulle gebeur. Hulle het vasgekyk teen hulle omstandighede. Hulle het nie meer visie gehad nie. Hulle het nie meer uitsig gehad nie. Hulle was bang.
Alles was verlore. Hulle het vergeet van hulle opdrag, dat hulle vissers van mense gaan wees, dat hulle getuies van Jesus sal wees. Hulle het begin dink, nee wat, ons gaan nou maar terug na die skuite toe, terug na die ou wee, en terug na die ou groewe. Dalk voel jy vanmôre so. Dalk voel jy vanmôre asof jy nie meer kan aangaan nie. Dalk voel jy asof jy wil gaan lê vanmôre. Dalk voel jy baie geslote en jy het bietjie toegemaak. En jy kruip weg en jy's verward en onseker in jou eie emosies. Dalk is jy besig om vas te kyk teen jou eie omstandighede, ook in hierdie tyd. Maar, toe kom Jesus. Toe kom Jesus. En hy steur hom nie aan slot en grendels nie. Hy maak die deure oop. En hy laat die muwe lug weer uitbeweeg. En hy blaas oor hulle. En hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En hy gee vir hulle sommer 'n nuwe visie. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, my disippels, so stuur ek nou vir julle om uit te gaan, want julle is vissers van mense. Maar wag nog eers so 'n bietjie. Ek het nou oor julle geblaas, en hierdie is maar net so 'n voorsmaakie van dit wat gaan kom, maar julle moet nou almal teruggaan na Jerusalem toe. Julle moet wag vir Pinksterdag, want op Pinksterdag gaan die groot gebeure plaasvind, waar God sy kerk doop met die Heilige Gees. En dan gebeur dit, hulle gaan Jerusalem toe. Hulle wag vir die Gees om te kom, en God stuur sy Gees, en die Gees daal neer op hulle, en hulle begin te praat in die tale van die mense wat daar teenwoordig was. Hulle begin daar te praat en te preek. 3000 mense kom tot bekering. Petrus staan op, en hy preek die preek van sy lewe. Hy preek sy Pinksterpreek. En hy sê vir hierdie klomp Jode, julle is in groot moeilikheid by God, want julle het sy Messias, het julle doodgemaak, maar julle moet julle bekeer, want God gaan julle genadig wees, hy sal julle vergewe. En ons sien hoe hierdie klompie disippels se lewens dramaties verander. Hulle is nie meer verloorders nie, hulle is nou wenners in die naam van Jesus Christus. Hulle het opgestaan uit 'n dood, omdat die Gees by hulle was. Hulle is nie meer geslote nie, hulle het nou oopgemaak en uitwaarts beweeg met hierdie opdrag wat God vir hulle gegee het. Hulle is nie meer gefokus op hulle omstandighede nie, hulle is nou gefokus op die visie, op die droom wat God vir hulle gegee het, om vissers van mense te wees, om getuies te wees van dit wat hulle gesien en beleef het, om nou ligdraers te wees van God. Hulle gaan nie meer terug na die skuite toe nie, hulle het nou 'n nuwe lewe ontvang. Hulle lewens het dramaties verander. Nou is hulle onder aanvoering van die Gees, want die oliebron het oopgemaak, die lewende water het begin vloei, en die dynamis van die Heilige Gees het in hulle losgekom, is in hulle lewens vrygestel, omdat die Gees hulle harte gevul het. So nou probeer hulle nie meer in eie krag nie, nou leef hulle in die krag van die Heilige Gees. En ek het nou gewonder oor ek en jy, hoe raak dit vir ons? Sal ek en jy nog steeds so voortploeter, beteterd in ons eie krag? Hoe lank sal ek en jy so kan aangaan in ons eie krag en probeer met ons eie ou petrolkies en ons eie dingetjies wat ons probeer om maar net aan te gaan en aan te gaan? Nee, geliefdes, Pinkster daag ons uit om te onthou van die oliebron. Pinkster daag ons uit om te onthou van die voorraad van petrol wat beskikbaar is, die Gees wat gekom het, dat ons sal terugkeer na die regte bron en dat ons by die Heilige Gees ons krag sal vind en waarlik sal leef vanuit die Heilige Gees. Hoekom sal ons dan so bly voortstrompel van dag tot dag? Nee, ons hoef nie so voort te strompel van dag tot dag in ons eie krag nie. Eintlik is die keuse baie, baie maklik. Of ek leef in my eie krag, sonder die Gees, op my eie, maar dan weet ek bedroef die Heilige Gees. En ek is besig om die werk van die Gees te staan in my lewe. Want hy het juis gekom vir my en vir jou, om ons harte te vul, om ons te help, om ons doel te bereik, sodat ons kan floreer, sodat ons kan groei, sodat ons waarlik getuies van Jesus kan wees. Dit is hoekom hy gekom het. En nou maak ek my hart die hele tyd toe, sodat hy nie kan inkom in my lewe nie. En ek probeer self, en ek draai myself vas met my eie vrese, bekommernisse en angs, want ek voel ek is verantwoordelik vir my eie lewe. Ek moet nou self sien kom klaar. Ek moet nou self dinge doen in my eie krag. En soos wat ek my eie insigte het, met hartseer gevolge. Maar dit is nie nodig nie.
Die ander keuse is natuurlik dat ek my daagliks oorgee aan die Gees. Elke deeltjie van my lewe sal oorgee aan die Heilige Gees. Dit is die keuse wat ek en jy vanmôre het. As ek hierdie laaste roete volg, as ek my oorgee aan die Gees, dan kan alle omstandighede maar kom. Dan kan goeie tye maar kom en moeilike tye, probleemtye kan maar kom, want dan sê ek soos Paulus, ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee, want ek leef vanuit die opstanding van Jesus Christus. Hoekom sal ek dan leef in my eie krag? God kom gee hierdie ongelooflike krag vir jou en vir my vanmôre. Hierdie krag is tot ons beskikking, ook in hierdie tyd nou, waar ons moet vasbyt, waar ons moet aanhou en uithou, en hierdie wedloop moet voltooi. Die Here kom gee daardie krag vir jou en vir my. Ons moet ons oopstel vir daardie krag, wanneer ek aan die einde van my krag kom. Paulus sê vir die jong Timoteus in 2 Timoteus 1 vers 7, die Gees wat God gegee het, maak ons nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. En daarom, ek en jy, ons kan nie nou al oppak nie. Ons kan nie nou al ons lewe wegpak nie. Ons kan nie nou al boedel oorgee nie. Nee, ons moet voortgaan. Ons moet oopmaak dat die Gees ons kan vul. Want ek en jy het 'n doel. Die Here wil my nog gebruik. Jy is getuie. Jy is 'n visser van mense. Die Here wil jou nog gebruik in jou kring waar jy leef en waar jy werk en waar jy met jou kollegas besig is. Die Here wil jou nog gebruik op 'n baie besondere wyse in jou persoonlikheid. En daarom blaas daai kole so 'n bietjie aan. Daai vuurtjie wat besig is om dood te gaan, blaas daai kole so 'n bietjie aan deur die wind van die Heilige Gees, sodat daai vuurtjie weer kan opvlam en weer kan opflikker en jy weer 'n wonderlike lewensvuur vir God kan hê. Moenie in jou eie krag probeer voortgaan nie. Moenie in jou eie krag probeer nie. Gee jouself oor aan die Gees. Span daai seile van jou lewensbootjie en laat die wind van die Gees in daai seile inkom, dat daai seile soms so bol staan in die wind van die Heilige Gees, sodat daai lewensbootjie van jou vorentoe kan beweeg op die oop see, die oop oseaan waar God vir jou wil gebruik. Te midde van die storms, die Here saam met jou op die bootjie, die Here saam met jou in die bootjie, en hy wil vir jou seën, sodat jy getuie sal wees, sodat jy 'n visser van mense sal wees, sodat jy diensbaar sal wees, sodat jy God se liefde kan uitdra in hierdie tyd. Wat 'n wonderlike roeping en wat 'n wonderlike bron het ons nou tot ons beskikking. Mag die Here vir jou seën. Kom ons bid dat ons sal kniel by die kruis, dat ons sal dankie sê vir die kruis, maar dat ons ook vandag dankie sal sê vir die koms van die Heilige Gees. Pinkstertyd vir ons ook in hierdie tyd in Gasfontein. Kom ons buig ons hoofde. Here, baie dankie dat ons in hierdie tyd bewus kan wees van die Gees by ons. Here, partykeer kyk ons, maar ons kyk nie mooi nie. En partykeer hoor ons en ons hoor ook nie mooi nie. En partykeer ervaar ons, maar ons ervaar ook nie die werklikheid en die waarheid soos wat U dit vir ons bring nie. Kom maak ons oë oop vanmôre. Kom maak ons harte oop, ons gedagtes, ons ore. Kom maak ons lewens oop sodat ons U sal raak sien. Dankie vir Pinkstertyd wat gekom het, wat vir ons juis kan herinner aan die feit dat daar 'n wonderlike bron is. Hierdie karretjie hoef nie te gaan staan sonder petrol nie. Here, want daar is genoeg olie en petrol beskikbaar. Dankie dat U my lewe vul vandag. En wil ek myself oopstel, o Gees van God, dat U my hart sal vul, my gedagtes, my woorde, my dade, Here, sodat ek geïnspireerd sal lewe en dat ek sal uitgaan en sal wegkom agter die slot en grendel en in die geloof sal uitreik na mense rondom my en dat ek sal fokus op die visie. Ja, Here, die doel waarom U vir my hier geplaas het. Seën ons gesinne. Here, seën ons bejaardes. Seën ons jong getroudes. Seën ons enkelouers. Seën ons enkelgesinne. Wees met elke kind en elke tiener in hierdie tyd. Here, seën elke aspek van ons lewe, waar ons so baie planne moet maak nou, nuwe planne moet maak. Maak ons kreatief. Here, gee dat ons nie sal gaan lê nie, maar gee dat ons met kreatiwiteit, die kreatiwiteit van die Gees sal vorentoe gaan, sodat ons hierdie wedloop tot U eer sal volbring.
Kom seën ons in hierdie dag. En dankie Here dat ons dit alles mag bid in Jesus se naam alleen. Amen. Ons wil graag geleentheid gee vir die offergawes. Ons gaan op die skerm wys hoe jy kan oorbetaal, ook in hierdie paar oomblikke. Terwyl ons daarvoor geleentheid gee, gaan ons luister na 'n baie mooi lied. En hierdie lied is van Depree Stols. En hy sing vir ons, Vader, ek lê my lewe neer. Kom ons luister na hierdie lied en kom ons maak gebruik van die geleentheid, ook vir die offergawes nou. Dit is nou my lewe, my kans. Ons tyd op aarde is min. My verlange lei my tot hier. Dis my keuse in hierdie uur. Dit is nou die pad wat ek kies, om in als die waarheid te vind. Vir 'n oomblik kan ek dit sien, in die hemel waar ons hom dien. Vader God, ek lê my hele lewe voor U neer, en ek wil U naam vereer. Hier ek gee my hele lewe, was my hart weer silwer skoon. Ek het nooit my menswees verloor, deur genade het ek sy stem gehoor. Dis die keuse wat God my bied. Hy vergewe en maak my nuut. Vader God, ek lê my hele lewe voor U neer, en ek wil U naam vereer, en ek wil U naam vereer. Hy wat weer kom in my hart behoort aan hom, en die hemel wat ek nou sien, deur genade so onverdien. Ek gee oor aan die Vader, Seun en Gees. Dis nou tyd weer om te groet, so ek wil graag vir jou groet met hierdie woorde van Psalm 84. Hier staan, die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here, Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou. Kom ons hou hierdie woorde vas. Kom ons ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, ons verlosser, die liefde van ons hemelse Vader en die begeleiding en die krag van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.
Ons gaan nou afsluit met 'n laaste lied, Aan U o God my dankgesange. Kom ons sing lekker saam. Mag die Here vir jou seën hierdie dag. Geniet jou dag, ook saam met jou dierbares.